advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Vanmôre gesels ons met advokaat Hendrik van Staten en sy praatjies lig op die reg. Goeiemôre Hendrik, hoe lyk dit daar by jou kant? Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ja nee, dit gaan goed die kant. Nog koel, maar ek begin vir my voel of dit dan so 'n bietjie warmer begin raak nou so deur die dag. Ja Hendrik, ja, dit is maar nog winter. Dit moet eintlik nog koelerig wees, so dit klink reg. Hendrik, jy praat met ons vanmôre oor 'n baie interessante tema. Dit is die Bybel en geregtigheid. En as ek dit hoor, dan klink dit eintlik vir my soos parallelle, want die Bybel en geregtigheid loop hand aan hand met mekaar, want die God van die Bybel is die regverdige een, wat sekerlik geregtigheid handhaaf. En tog, as 'n mens met die wêreld besig is en die land se wette en geregtigheid, dan kom daar miskien 'n ander aksent by, weet, van meer klem op fokus op mense of omstandighede. So as jy praat oor Bybel en geregtigheid, wat wil jy vir ons eintlik verduidelik en sê daarmee? Willem, dis eintlik basies 'n tema wat deur die eeue heen gelowiges, maar ook gemeenskappe gevorm het. Die Bybel en geregtigheid. Nou, wanneer mens die woord geregtigheid hoor, dink mens dikwels aan die hof, mens dink aan regters en wette. Maar die Bybel gee ook aan geregtigheid 'n baie dieper betekenis. Dit gaan nie net oor regspraak nie, maar oor die hart van God se orde, maar ook sy wil vir die mensdom. Dit beteken dat God se regering self op geregtigheid gebou is. Maar kom ons staan vir 'n oomblik stil en ons gaan kyk na hoe stem die grondwet van Suid-Afrika ooreen met die Bybelse beginsels. Want ons almal weet die 10 gebooie is beginsels wat die Bybel uitkom wat vandag nog baie keer vas staan. Nou as 'n mens bietjie gaan kyk na die beginsels van die Suid-Afrikaanse grondwet, is daar 'n beginsel oor menswaardigheid. En ons leer al vroeg in Genesis dat God het die mens geskape na sy beeld. So die mense is geskape na die beeld van God. En dit is dieselfde wat dit neerkom in die Suid-Afrikaanse grondwet, menswaardigheid. Want jy is 'n mens. Die tweede een wat daarbey aansluit is gelykheid. Want alle mense het gelyke waarde voor God. En daar staan ook in die Bybel, daar is nie meer Jood of Griek nie. Julle is almal een. En net soos dat ons almal een in lede van Christus se kerk is. Of eintlik sy gemeente as ons so kan noem. Dan het 'n mens die reg op lewe in die gevolge die grondwet. En die Bybel is baie duidelik. Die lewe is heilig. En ons weet baie duidelik is dit ook so, dat daar word in die Bybel geskryf in Eksodus, jy mag nie moord pleeg nie. Verder het die grondwet 'n verbod op diskriminasie, en daar kom ons naaste liefde ook dan nou tevoorskyn. Jou liefde vir jou naaste sonder onderskeid. Want jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Verder het die grondwet ook te doen met regverdigheid en billikheid. Nou God vereis geregtigheid. En hierso is 'n baie belangrike gedeelte in die Bybel, Micha 6 vers 8, wat lees: Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys,
dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Nou hier sien ons eintlik 3 pilare van 'n regverdige lewe: reg doen, liefde bewys en nederig wees. So God vereis geregtigheid. Ons het dan ook, as mens verder gaan, 'n verantwoordbaarheid aan gesag. En dit is ook wat in die grondwet vervat word. Leiers moet regverdig regeer. En ons lees in Spreuke ook, as die regverdiges regeer, is die volk bly. Maar dan is daar nog 'n belangrike gedeelte van die grondwet: openbare deelname en verantwoordelike regering. En dit kom neer op raad en wysheid in besluitneming. En in Spreuke lees ons: planne misluk sonder beraadslaging. En die laaste, wat ook duidelik is, en dit is wat die grondwet vir ons gee, is eintlik 'n rentmeesterskap van die skepping. Want daar staan in die Bybel, die mens moet oor die aarde bewaak. God plaas die mens in die tuin om dit te bewerk en te bewaak. So, as mens van kyk na geregtigheid in die Bybel, en 'n mens lees dit ook in 'n grondwetlike konteks, is daar 3 invalshoeke. Eerstens, juridies. Nou, dis om regspraak te laat geskied en onskuld te beskerm. Tweedens, dit is God se orde om sy wil en standaarde te handhaaf in die wêreld. En gelukkig sluit ons grondwet nog grootliks aan by Bybelse beginsels. En derdens is 'n verhouding om getrou te wees aan God en om ander mense met respek en liefde te behandel. Net soos wat ons land se wette met respek moet hanteer. As jy dit alles sê, dan klink dit eintlik asof ons grondwet heel in lyn is met die Bybelse beginsels. Dis korrek, en dit is hoekom, as 'n mens gaan kyk na die 10 gebooie, wat destyds op die kliptafels uitgekap is, en aan Moses gegee is om wet en orde te handhaaf aan die volk, omdat die volk nie noodwendig riglyne gehad het om volgens te leef nie, is dit baie belangrik dat van daai selfde beginsels eintlik nog steeds in vandag se grondwet beliggaam is en nog steeds deur die regbank gehandhaaf word. So, kom ek maar net weer vra, is ons beginsels gelykstaande, genoegsaam om te sê dat ons Christelike beginsels en waardes in ons grondwet het? Ja, ons kan dit sê, en ook word ons Christelike geloof beskerm deur die grondwet, want ons het die reg om vryheid van geloof van dit wat ons beoefen. Solank 'n mens se geloof nie teenstrydig is met die land se wette en dit het die mens die reg om dit te beoefen en om jou geloof uit te leef, soos wat ons het, want ons het ook vryheid van keuse en vryheid van assosiasie. Want dit gee ons eintlik 'n geweldige stuk troos om te weet dat ons lewe onder 'n wet, in elk geval, nie noodwendig dat dit so uitgelewe word deur almal nie, maar wat op Christelike, goddelike beginsels geskoei is, en dat ons nie teenstrydigheid het met wat ons in die Bybel ervaar, as die opdragte wat die Here vir ons as sy kinders gee nie. Maar as 'n mens ook 'n bietjie gaan kyk na Jesaja 1 vers 17, is dit ook 'n baie praktiese opdrag. En ek lees daar: leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied, gaan die verdrukker tee, laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsaake van die weduwees,
So, geregtigheid is nie net 'n teorie nie, maar 'n daad. Dit vra dat ons die kwesbare beskerm, die stemloses 'n stem gee en teen onreg opstaan. En dit is iets wat ons baie keer nie altyd noodwendig meer effektief doen of deelneem aan nie. Maar as ons Bybel lees saam met die wette, dan is dit eintlik baie duidelik dat ons het wetlike opdragte wat van God ontvang is en wat ons as Christene moet uitleef en mense wat ons moet beskerm om te verseker dat geregtigheid wel hier op aarde geskied. Ek vra vir jou baie persoonlike vraag, miskien in jou werk, as jy as advokaat verskyn, hanteer jy hierdie sake soos 'n Christen behoort te? Voel jy eintlik dat jy 'n verteenwoordiger van die Here daar kan staan om te sê, Here, ek doen wat reg en goed is? Korrek, mens kan. Want jy as 'n regspraktisyn of 'n advokaat het nog steeds die verantwoordelikheid om seker te maak dat geregtigheid geskied. Want as geregtigheid nie geskied nie, dan is daar nie geregtigheid nie. So jy het 'n plig om te verseker dat jy tot jou beste van jou vermoë sal redeneer. En ja, soms is daar iets wat jy weet wat tot nadeel is van jou kliënt, en as die regter dan vir jou vra 'n direkte vraag daaroor, dan sal 'n mens eerlik antwoord en sê, eerlik, ongelukkig is daardie feit nie in die guns van my kliënt nie, maar dit bevestig ek as 'n feit. Nou ja, dit is soms moeilik, maar as 'n mens dit nie doen nie, en jy weerhou dit doelbewus, of jy ontken iets doelbewus wat eintlik volgens die stukke staan, gooi jy eerstens jou naam as 'n regspraktisyn weg, en word jy nie meer geken as 'n eerlike en opregte regspraktisyn in baie se oë nie, maar dan is jy ook nie daar om geregtigheid te laat seëvier, soos wat jy veronderstel is om te doen nie. En net so nog 'n vraag in die praktyksrigting, wat die beginsels, ek wil sê die hele beroep van die prokureurs en die regsmense word baie keer 'n bietjie afgemaak, jy weet, met tong in die kies en van dat prokureurs so sis en so is. En tog lyk dit vir my as hulle aan die wette van hierdie land gehoor gee en dit self moet toepas en daarvolgens moet redeneer in die hof, dan kan hulle eintlik nie anderster as om verteenwoordigers van die Here se reg te wees nie. Korrek, maar ongelukkig kry mense dit ook, dat net soos wat mense in die lewe daar buite kry, persone wat nie Christene is nie, of wat gewetenloos is, en wat nie noodwendig vir die regte redes in 'n beroep is nie. En ja, dan kan 'n mens kry, dat daarso nie noodwendig geregtigheid seëvier nie. Ongelukkig hoor 'n mens baie keer van regspraktisyns, wat byvoorbeeld met mense se trustgelde rondspeel, of wat diefstal gepleeg het. So, dit is 'n besluit wat ieder en elk man op hulle eie moet neem, en met hulle gewete moet saamleef as hulle iets verkeerd doen. Maar ek glo, as 'n Christen, sal 'n mens altyd streef om die beste te doen binne jou vermoë en 'n mens se Christelike waardes uit te leef en uit te laat straal. Nie noodwendig iemand anders se geloof of iets af te kraak nie, maar by jou Christelike beginsels te staan, sodat mense kan sien
en dat mense kan sê, daardie persoon kan ons sien, staan by sy beginsels en hy doen wat reg is. Dit is altyd so mooi as 'n mens lees in konings en rigters oor konings, vir as al gesê word, hy het reg gedoen in die oë van die Here. En dan het hulle gewoonlik 'n baie langer regeertydperk gehad as ouens wat nie goed gedoen het in die oë van die Here nie. So ja, dit is hoekom dit so baie in mekaar gevleg is, die Bybel en geregtigheid. Nou selfs in die Suid-Afrikaanse konteks, as mens gaan kyk na die grondwet, ook menswaardigheid, gelykheid en vryheid waar dit beklemtoon word. Nou die waardes resoneer sterk met die Bybelse geregtigheid, en wanneer die regstelsel en die geloof mekaar ontmoet, word ons eintlik herinner dat geregtigheid nie net 'n hofsaak is nie, maar 'n roeping van elke burger en elke gelowige. Nou, geregtigheid beteken om korrupsie te weerstaan, om armoede aan te spreek en om die waarheid te handhaaf. En daarso kan 'n mens gaan kyk na Spreuke 21 vers 3 ook. Die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is, eerder as dat jy offers bring. Dit wys dat God meer waarde heg aan ons dade van regverdigheid as uiterlike rituele. Ja, hoor die Hendrik, daarteenoor wil ek sê, het ons die wonderlike bevestiging en wete dat die Here altyd regverdig en goed en dat hy nie verander van opinie nie en dat hy vir ons eenmaal regs riglyne gegee het waarvan volgens ons moet leef en dat hy nie daarvan afwyk nie, dat ons vas in stabiliteit het in die wete, die God wat ons glo in, is 'n regverdige God wat sy geregtigheid altyd dieselfde is. Die sleg is, jy weet, as hy sê, as jy nie 'n verhouding met my staan nie, dan gaan jy dit ook nie in 'n verhouding met my staan in die ewigheid nie, maar as jy in 'n verhouding met my staan in die hede of in die lewe, dan gaan jy in 'n verhouding met my staan, in 'n goeie verhouding natuurlik, tot in ewigheid. En hy is 'n God van geregtigheid. Dis eintlik 'n wonderlike troos om te weet dat al wissel die regslei partykeer of wankel hulle of is daar mense wat struikel, die God wat die geregtigheid se beginsels daar gestel het, hy struikel nie, hy verander nie. Dit is eintlik fenomenaal gerusstellend om te weet dat hy altyd dieselfde is. Ja, en as 'n mens gaan kyk, die Bybel roep 'n mens om geregtigheid na te streef en uit te leef. Nie net te preek nie, maar ook te doen. Om reg te laat geskied in ons gesinne, werkplekke, maar selfs ons gemeenskappe. En geregtigheid is daardie brug tussen geloof en die regstelsel. Want dit is die manier waarop ons God se orde in die wêreld uitleef. Nou ja, as jy vir ons sê, dit is so en dat ons met 'n stuk gerusheid kan leef ten spyte van alles wat ons hoor en sien rondom ons, dat ons land se beginsels nog vas en goed is. Jy is 'n man wat daarmee werk elke dag en jy kan met gesag daaroor praat. Miskien so 'n laaste opmerking daaroor en dan as iemand met jou daaroor in gesprek wil tree of dalk iets wil vra, gee gerus 'n nommer. Nou, as ek kan opsom, laat dit my altyd dink aan 'n liedjie wat ons gesing het. Soek allereers die koninkryk van God. Dit was in die ou jeugsangbundel gewees. En ja, en as ek reg onthou is dit Matteus 6 vers 33 wat sê eers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek en mag ons deur ons lewens 'n lig wees vir wat reg en billikheid uitstraal. En daai liedjie bly my altyd by want ons het baie gesing in die kinderkrans, toe mense nog destyds kinderkrans gekry het en in die kinderkerk. En dit som basies
die Bybel op en die doel van geregtigheid en ook speel dit dan nou ook saam tussen Bybelse geregtigheid en ook geregtigheid daar buite in ons landswette en dan ook in ons gemeenskappe. Ja, dit kan vir ons regtig geruststel om te weet dat die beginsels daarin vasgelê is. Ja, soos ek gevra het, miskien 'n kontaknommer asseblief, Hendrik? Ja, luisteraars kan my gerus 'n e-pos stuur. My e-posadres is hppans3, as die syfertjie 3, en dan sit die aapstertekentjie en dan sit gmail.com. Hendrik, baie dankie. Vanmôre is 'n tema vir Bybel en geregtigheid. Dit was advokaat Hendrik van Staten. Hendrik, tot 'n volgende keer. Gesels ons weer. Geseënde dag vir jou, Willem, en geseënde dag vir ons luisteraars. Tot 'n volgende keer.